Goeiedag, Johan Grobler wat praat. Sedert my tienerjare het ek vrae gevra. Ek wil weet oor God en ek wil byvoorbeeld weet, hoekom kom hy nie af aarde toe en stel homself voor nie? Hoekom maak hy homself bietjie meer bekend nie? Want mense hoor van hom, jy lees in die Bybel en die predikant praat van hom, maar dis dit. Hy kom nie na jou toe en praat met jouself nie. Hy kom nie met 'n visioen nie. Hy skryf nie iets in die wolke wat ons almal kan lees nie. Soos asof hy wegkruip, asof hy homself verberg. Hoekom? Is dit vir altyd so? En die Bybel is eerlik hieroor. Jy kry in Jesaja 45 vers 15 hierdie vers wat sê: Waarlik, U is God, die een wat Homself verberg. Hy is die een wat homself verberg. Dit is so. Maar hoekom? Hoe lank nog? Nou, hy het dan vroeër jare, heel in die begin, met Adam en Eva gewandel in die tuin van Eden. En dit was wonderlik gewees het. En ek wens baie keer, ek kan met God wandel in 'n tuin, om gesels. Maar hy kom nie af na 'n tuin toe vir ons nie, nie van ons het dit al ervaar nie. Nou, hoekom nie? Ja, mens kan dit terugtrek na die sondeval en sê, dat sonde ingekom en God sal nie wil wees daar waar daar sonde is nie. Maar daar's meer oor hierdie onderwerp om te sê. Ons wil teruggaan weer na die tuin van Eden, en onthou daar was 2 bome in daai tuin. Die boom van die kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. Het is interessant om te weet dat die boom van die kennis van goed en kwaad was 1 boom gewees. Dit was nie asof daar 'n boom was vir die kennis van goed en nog 'n ander boom vir die kennis van kwaad nie. Dit is alles, daai 2 saam op 1 boom. Hoekom is dit so? Nou, dit is so omdat jy kan nie kennis hê van goed as jy ook nie kennis gehad het van kwaad nie. Jy kan nie goed waardeer nie as jy ook nie kwaad ervaar het nie, gesien het nie. Dis hoe ek glo Adam en Eva, jy lees nie nou van het hulle in die tuin van Eden alles nog reg was en hankie-dorie was nie, en het God gewandel in die tuin, dat hulle vir hom sê, baie dankie vir die pragtige tuin, dis 'n wonderlike tuin, dis pragtig, die blomme en alles, en die diere is almal mak, en dis so verskeidenheid van diere, en dis so wonderlik, en jy lees nie dit nie. Dis asof hulle nie eintlik 'n waardering gehad het nie, en hulle kon ook nie, want hulle dit dan vanselfsprekend aanvaar, hulle het nog nooit iets anders ervaar nie. En dit is hoekom ek glo, en dit is 'n baie belangrike les hierdie. As mens dit kan verstaan, dat ons moet eers die slegte dinge kan ervaar, vir ons die goeie gaan waardeer. Ons gaan nie die goeie waardeer, as ons nie eers die slegte ervaar het nie. En daarom is daar soveel kwaad en ewel en ongeregtigheid en bloedvergieting en tragedies in hierdie wêreld. En God het dit so bewerk. Nie net toegelaat nie, hy het dit so bewerk. Dit is deel van sy plan. Maar hy is 'n God van liefde, en dis net tydelik, en dat ons daai lesse kan leer, want 'n beter bedeling gaan kom. So, ek glo die wêreld ken nie God. Die wêreld ken hom nie. Hulle is verwyder van hom, en hy kruip ook weg vir nou. As ek dit so kan stel. Hy het hom wel geopenbaar in die sin van dat daar is 'n skepping, en Romeine 1 sê, ons kan dinge van God leer deur na die skepping te kyk. Dit is inderdaad so. Maar meer as dit is daar nie eintlik nie. Nou kan ons kyk na sy woord, en ons leer van hom daar ook. En baie mense betwyfel die woord, of dit nou werklik die woord van
van God is. En of dit nog betroubaar is oor al die jare wat dit bewaar is. Maar die oorspronklike teks en brontekste is betroubaar en ons kan weet dit is geïnspireer deur God en ons kan baie daaruit leer. Maar die oorgrootste meerderheid van die mensdom ken hom nie, ken nie sy woord nie, ken ook nie eens vir Jesus Christus nie. God het wel vir Jesus aarde toe gestuur en hy het gesê, of Jesus het gesê, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Maar ons het nog nie Jesus in het so gesien nie, maar ons kan van hom leer, in die skrif en die gees van God kan ons kennis van hom oopbreek vir ons, dit is so. Maar ons wil eintlik hy moet kom en homself meer sigbaar openbaar. Lees nou Romeine 8 vers 22, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En dit is so, mense, hier rondom jou kyk, diere wat mak was, in Adam en Eva se tyd, is nou nie meer so nie. Gaan jy kry 'n wildtuin toe, en jy sien dat by die diere, as hulle water drink, is hulle verplezier. Jy moet elke keer opkyk nou en dan om te sien, is daar nie dalk 'n roofdier wat hulle dophou of wat kry nie. En dit is hoe dit is. En God het dit so laat gebeur, vir 'n doel. So, daar gaan 'n tyd kom wanneer dit gaan verander, maar ons moet eers hierdie ervaar wat ons nou ervaar. Ons neuse word as dit ware in die grond gepryk, dat ons hierdie wêreld kan ervaar soos wat dit is. En daar's mooi dinge, ja, maar is ook ewel. Daar's goed en daar's kwaad. Maar die werklike goed, waar daar nie kwaad gaan wees nie, gaan nog kom. Ons lees dan in Openbaring 21 vers 3 tot 4. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon, en God self sal by hulle wees as hulle God, en hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Maar ek sien baie uit daarna. Ek sien baie uit daarna dat God woon hier by die aarde, en hy gaan elke traan afdroog, en daar is nie meer dood nie, daar bestaan nie meer so iets nie. Wow, ek sien baie daarna. Nou, in Psalm 150, vers 6, die heel laaste vers in Psalm, lees ons alles wat ons met die Here loof. En dit gaan kom. Dit is nie nou nie, maar dit gaan kom. En vir alles die kontrastering daar is, en ons gaan sien, hoe was dit, as ons nie eens wil dink aan die dinge van vandag nie. Ons sal nie wil teruggaan na dit nie, ons sal nie aan wil dink nie, ons kyk vorentoe. Maar dit is soveel beter. Ja, ons lees in Habakuk 2 vers 14, ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos water die see oordek. Kennis van die Here oor die hele aarde, soos die water die see oordek. Nou, moet jy sê, die water oordek die see nogal baie volledig. Waar daar see is daar water. En net so sal die kennis van die Here oor die hele aarde wees, en ek sien hy daarna ook. Ek wil 'n bietjie teruggaan na Romeine 11, want ons vra jouself die vraag, kan dit nie vroeër gebeur, dit nie nou al nie, kom moet daar eers ander dinge tussenin gebeur. Ons kyk na Romeine 11, waar Paulus praat oor Israel, en ek wil begin by Romeine 11 vers 8, waar hy sê, God het aan hulle, dis aan Israel, 'n trae gees gegee, oë wat nie sien nie, en ore wat nie hoor nie, tot op die dag van vandag. So hy het hulle eintlik verblind, Israel, tot op vandag sê, die tyd wat Paulus geskryf het, en ek wil sê, dit is nog steeds so, want Israel erken nie vir Jesus Christus nie, vir as 'n blindheid, maar dit sal nie vir altyd daar wees. Ons gaan aan vers 11 sê,
Ek vra verder, hulle het tog seker nie gestruikel net sodat hulle tot 'n val sou kom nie. Hoegenaamd nie. Inteendeel, deur hulle val het die verlossing na die nie-Jode gekom om hulle jaloers te maak. As hulle val 'n verryking van die wêreld meegebring het en hulle tekort 'n verryking van die nie-Jode, hoeveel te meer hulle volle getal. So wanneer die volle getal weer inkom, soveel meer sal dit 'n seëning wees vir die res van die wêreld. Maar dit is nie nou nie. In vers 15, as hulle verwerping vir die wêreld versoening meegebring het, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Niks anders nie as lewe uit die dood. Hierdie is baie inspirerende woorde om oor na te dink. Vers 25. Om te voorkom dat julle eie wys sal wees, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie nie. Daar het gedeeltelike verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word, soos daar geskryf staan. Die redder sal uit Sion kom, en hy sal die goddeloosheid uit Jakob verwyder. En dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem. So met Israel gaan dit definitief gebeur, almal op die einde gered gaan word. Dis die ou einde. Maar vereers is hulle nou verblind. Maar God het 'n plan en 'n rede hoekom hy dit doen. Ons kan kyk dan ook na ander baie belangrike skrifdeel vir my is 1 Korintiërs 15 vers 22 tot 26 toe. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. As eerstelinge Christus, daarna met sy koms hulle wat aan Christus behoort. Dan kom die einde wanneer hy die koningsheerskappy aan God die Vader sal oorgee, wanneer hy alle heerskappy en gesag en mag vernietig het. Dis nou Christus. Want Christus moet as koning regeer, totdat hy al die vyande onder sy voete gestel het. Vers 26, die laaste vyand wat vernietig moet word is die dood. So Christus gaan al die oppositie vernietig of oorkom. Alle mag wat teen God is, sal hy vernietig. En dan kom ons by vers 28, wanneer alles aan hom onderwerp is, aan Christus onderwerp is, sal die Seun homself onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp is. God die Vader. Sodat God alles in almal sal wees. Let op daai woorde, sodat God alles in almal sal wees. Dat God alles in almal wat daar is, sal wees. En dis wat gaan gebeur na die bedeling in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wanneer alles nuut gemaak word en God woon by die mense. Daar is nie meer trane nie, daar is nie meer dood nie. En dan gaan ons dit waardeer. Almal reis, die hele mensdom gaan dit waardeer. Ons sal nooit wil teruggaan na dit wat ons nou hier het in hierdie wêreld. Ons kan die Here prys daarvoor, ons kan hom dankie sê. En terselfdertyd sien ons uit na hierdie tyd wat nog voor lê.